Want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertrou bestaan julle krag. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 105. Psalm 105, ons sing daar die 5de, die 22ste en die 24ste vers. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 186 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die 3de vers, gesang 186. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit opgeteken staan hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Saterdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig.
Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons skrifgedeelte vanmôre daaruit Numeri gaan veral oor gehoorsaamheid, die Here wat 'n opdrag gee aan 'n volk, en dan is dit in hulle hande, luister hulle al dan nie, en as hulle nie luister nie, is die straf daar. Johannes 3 vers 14, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, vers 15, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan verder aan Johannes 3 vers 36 hoor ons, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dis die waarheid, het jy die waarheid in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here daar in die Ou Testament, Numeri 21. Numeri 21. Ons gaan net daar die 10 verse lees, Numeri 21.
Kom ons bid eers saam. Here God, U wat vanmôre met hierdie gemeente wil praat. U woord wat spreek. En Here, gee dat ons gedagtes, ons harte hier vasgevang sal word. Ja, Here, werk deur die Gees. Ons wat maar net mense is van stof geskape. So maklik dwaal ons gedagtes en ons programme is so vol. Ons gedagtes so vol van wêreldsdinge. En nou, Here, kom sonder U vir ons hier af. Want U wil hê ons moet luister. Daarom bid ons, Here, dat U deur die Gees ook vanmôre ore en harte sal open vir U woord. Here, ons dank U vir die reën, die milde reën wat U vir ons gee. Dis alles net genade. En Here, U wat deur die reën ook die gras laat uitspruit. En so ook vrug gee. Dankie daarvoor. En ja, Here, so wil U deur die woord ook vanmôre laat uitspruit en laat saad skiet, laat groei. En dankie daarvoor dat U ook besig is met ons heilig maak, dag na dag. Al vergaan die jou uiterlike, nogtans word die innerlike dag na dag deur U vernuwe. Ja, Here, U werk so geweldig groot. U die almagtige, alwyse, alwetende God. Dankie daarvoor. En so bid ons vanmôre vir elkeen, Here, al ons lidmate, U ken elkeen se sorge, U ken van elkeen se daaglikse bekommernis. U weet van siektes, U weet van hartseer, U weet van hulle wat moet hospitaal toe vir operasies en dat U ook daarin sal help. En dankie, Here, vir dokters en medisyne wat U beskik ook vir ons gesondheid. Dankie daarvoor, Here, en alles weet ons, U is die groot geneesheer. U wat beskik. Dankie daarvoor. En so bid ons vanmôre vir elkeen hier. Ja, Here, wees met elkeen. Wees ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, hieruit Numeri 21, toe die Kanaaniet, die koning van Arad, wat in die Suidland gewoon het, hoor dat Israel met die pad van Atarim kom, het hy teen Israel geveg en sommige van hulle as gevangenes weggevoer. Daarop het Israel aan die Here gelofte gedoen en gesê, as U hierdie volk heeltemal in my hand gee, sal ek hulle stede met die banvloek tref. En die Here het gehoor na die stem van Israel en die Kanaaniet oorgegee. En hy het hulle en hul stede met die banvloek getref en die plek Horma genoem. Toe trek hulle van die berg Hor af weg op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en Moses gespreek. Waarom het U ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterf? Want daar is geen brood en geen water, en ons siel walg van die ellendige kos. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk wat die volk gebyt het. En baie mense uit Israel het gesterwe.
En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig dat ons teen die Here en teen U gespreek het. Bid tot die Here dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gebuit is en daarna kyk, lewe. Het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. En die kinders van Israel het weggetrek en laar opgeslaan in Obot. Tot sover. Dit is daardie vers 8. Die opdrag wat die Here gee. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou giftige slang en sit dit op 'n paal, dan sal elkeen wat gebuit is en daarna kyk, lewe. Moses wat natuurlik 'n koperslang daar teen 'n paal gesit het, en die wat gebuit is moes daarna kyk, hulle oë opslaan na hierdie koperslang. Skrif is 'n klompie woorde wat gereeld opgeduik het tydens Israel se woestyntog. En jy ken hulle waarskynlik, wat 'n mens baie hoor of gehoor het in daardie verhale as jy dit lees. Murmureer. Murmureer is een daarvan. Om te kla en te kla en nogmaals te kla. 'n ander woord wat baie opduik is opstandig. Hulle het opstandig geword. En dan natuurlik wederstrewig. Wederstrewigheid. 'n ander een hardnekkig. Hulle was hardnekkig, 'n hardnekkige volk. Hardkoppig. En natuurlik baie duidelik, wat 'n mens baie hoor is ongehoorsaam. Ongehoorsaamheid. En al hierdie woorde het dikwels die volk se gesindheid uitgedruk ten opsigte van hulle leiers. Ten opsigte van Moses en Aaron daar in die woestyn, veral later natuurlik Joshua. Maar dit was eintlik ook 'n opstand teen die Here. En nou besef 'n mens, die woestynlewe, woestyntoestande is nooit maklik. Mens kry met baie dinge te doen, jy kry met daardie versengende hitte sekerlik in die dag te doen. En daarmee saam terselfdertyd die verskriklike koue in die nag. En dan weet ons almal natuurlik min kos, min water. Dan kan daar 'n woestynwind waai wat skrik vir niks. En as ons dink aan hierdie volk, groot in getal, hoe hulle moeisaam moes voortgaan, daardie moeisame stap deur los sand. Dink maar daaraan. Al hierdie dinge kan 'n mens verskriklik moedeloos maak. En al hierdie dinge kan 'n mens natuurlik baie irriteer. Dit kan in jou siel knaag. Dit kan jou emosioneel uitput, uitmergel. En dit dring mense baie keer sekerlik tot ongeduld en opstand en hierdie murmurering, hulle wederstrewigheid. Maar belangrik ook het dit gelei tot baie se ontrou. Ontrou aan die leiers, ontrou aan God. Ja, dit het selfs gelei tot ongeloof. En hierdie dinge het dus die toorn van God laat ontvlam. En hy aan die ander kant as verbondsgod, hy het getrou gebly aan sy verbondbeloftes. Hy het daar die belofte aan die volk gegee van om Kanaan binne te gaan, dit te beerwe, en hy het daarby gehou. En hy het hulle gehelp in hierdie moeilike omstandighede in die woestyn. Hy het vir hulle gesorg, hy het water uit 'n rots voorsien.
Bedags teen die hitte is hulle beskerm deur 'n wolkkolom wat skadu gemaak het. In die nag daardie wolkkolom wat vir hulle lig gegee het indien hulle sou verder moes gaan, verder trek. En so belangrik wat die kos aanbetref het hy vir hulle die manna gegee, die manna uit die hemel. Numeri 11 vers 7 beskryf hierdie manna, hy sê die manna was soos koriandersaad en dit het gelyk na balsemgom. Maar so het ons hulle leer ken in hulle ondankbaarheid, in hulle onvergenoegdheid, in hulle wederstrewigheid, wou hulle beter hê. Hulle wou beter hê as hierdie manna wat God hulle gegee het. Hulle soek vleis. Numeri 11 vers 5 en 6, luister, as hulle weer murmureer oor vleis. Vers 5 sê, dan praat hulle murmureer, hulle sê ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die eie en die knoffel. Vers 6, maar nou is ons siel dors, daar's glad niks nie, net die manna is voor ons oë. My broer en suster, en na hierdie murmurering, dan gee God vir hulle kwartels. Hy stuur vir hulle kwartels as vleis. En hy gee dit op 'n baie wonderbaarlike wyse. Hy beskik 'n wind wat hierdie voëls aanbring. En die volgende dag, toe lê daar omtrent 2 el hoog kwartels om die laar. Hulle kon dit eet. Maar, en dis baie belangrik dat jy dit vanmôre sal hoor, die Here het hierdie wederstrewigheid van hulle nie ongestraf laat bly. En terwyl hulle nog gulsig aan hierdie kwartels geëet het en die vleis nog so tussen hulle tande gesit het, Numeri 11 vers 33, het die Here 'n baie groot slagting onder hierdie volk teweeggebring. Vers 34 sê hy het hierdie plek Kibrot Hataava genoem, maar die betekenis daarvan, want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. Wonderlik, hier in die gedeelte wat ons vanmôre gelees het, hier in Numeri 21, dan sien ons sien opnuut die Here se genade. Die Here wat die Kanaaniete oorgee aan hierdie volk. Hy tref hierdie Kanaaniete met die banvloek, hierdie stede. En nou weet ons op weg na die Skelfsee, moes hierdie volk met 'n ompad om Edom trek. Nie verniet nie, want hierdie Edomiete het vroeër geweier dat Israel deur hulle grondgebied moes gaan. En daarom moet hulle nou wyd omtrek. En 'n mens kan verstaan na hierdie oorlogvoering wat plaasgevind het, dat hulle uitgeput gevoel het. Uitgeput, nou moet ons nog verder trek ook. Ons moet verder loop. En daarom saam met hierdie moegheid, hierdie fisiese moegheid, hierdie emosionele moegheid, was hulle sommer maar net eintlik ongeduldig en ongeskik gewees. En sommer ook opstandig. Waarom hierdie waterskaarste en kosskaarste in die woestyn? En dan kom hulle daar in vers 5, 'n verskriklike ding wat hulle sê, en ons siel walg van die ellendige kos. Hoor jy dit? Dis nie 'n probleem dat hulle niks het nie, dis daar, die manne was daar, maar hulle is nie tevrede daarmee met die huidige voorsiening van kos nie. My broer en suster, ons sal almal sê en saamstem, dis daarom nou regtig stank verdank. As 'n mens gaan lees daar in die psalms, dan beskryf die psalmdigter Asaf, daar in Psalm 78, jy kan gerus daar die hele psalm gaan lees, maar hy praat van lesse uit die geskiedenis van die volk Israel.
En wonderlik hoe hierdie psalmdigter hierdie manna op sigself beskrywe, die manna wat God daar in die woestyn vir hulle gegee het, daar in Psalm 78 vers 24 en 25. Luister mooi hoe sê hy praat van hierdie manna as die koring van die hemel. Wonderlik. In vers 25 praat hy van die brood van engele. Nou ja, my broer en suster, vergelyk dit nou met hierdie opstandige Israeliete se murmurering as hulle sê daar in vers 5, ons siel walg van die ellendige kos. Maak dit af as ellendige kos, dit wat God vir hulle gee. Daarom kan ons verstaan, deur hierdie optrede het hulle die almagtige God geterg. Daarom kom hy en hy gee hierdie giftige slange, wat hy hier tussen die volk instuur, wat vir hulle pik. En dan my broer en suster, en natuurlik gou hardloop hulle na Moses toe. Baie gou om te gaan kla en baie gou om te gaan huil. Ons soek hulp, kyk wat gebeur. En 'n mens staan eintlik verbaas, want hier kom goeie dinge hier uit. Het saam met my gelees daar in vers 7, hulle kom tot skulderkenning. Hulle kom tot skuldbelydenis, wat 'n mens eintlik nie van hulle sou verwag nie. Hulle sê ons het gesondig dat ons teen die Here en teen U gespreek het. Bid tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. Verbaas staan ons, want op 'n manier wys hulle afhanklikheid en hulle vertroue in die Here. Hy kan help. Hy kan help. Daarom bid tot hom. 'n Mens verstaan dat dit natuurlik gebeur het in 'n groot benoudheid, en daarom soek hulle hulp. Maar die Here ken hierdie volk. Hy ken hulle deur en deur. Want hulle sê nou so en nou sê hulle weer anders. En daarom, my broer en suster, onderwerp God hulle aan 'n toets van gehoorsaamheid. 'n Toets van geloof. Hulle moes na daardie koperslang kyk aan die paal. En die wat dit doen, sal hierdie slang buite oorleef. Andersins sal jy sterf. Dalk sit jy ook vanmôre en jy dink, maar wat is dit nou? Wat is dit nou maar om so te kyk na 'n koperslang daar in 'n paal? Eenvoudige opdrag. En tog, my broer en suster, was dit 'n ernstige toets van gehoorsaamheid. 'n Toets van geloof. 'n Toets, is julle vertroue nog in die Here? En hulle moes baie duidelik besef dat hulle redding nie in hierdie koperslang lê nie, maar in die Here, die Almagtige. Maar ongelukkig, my broer en suster, soos ons weet, het hierdie koperslang, wat natuurlik in die geslagte bewaar is, behou is, hy is later as 'n afgod vereer. 2 Konings 18 vers 4 lees ons dat koning Hiskia dit stikkend gestamp het. Stikkend gestamp, en daar staan geskrywe, 2 Konings 18 vers 4, omdat die kinders van Israel daarvoor offerrook laat opgaan het, en hy dit Nehushtan genoem, met ander woorde, maar net plain koperslang. My broer en suster, dis wat ook in ons dag soms, ek wil sê soms, maar ek dink dikwels gebeur. Mense het ook maar sogenaamde gelukbringers of goedjies waarin hulle so vashou. En so onskuldig as wat dit voorkom, ontaard dit dikwels in 'n ou afgooitjies. Hoe dikwels sien ons dit op televisie ook, waar sportsterre optree, as hy daar
woestyne speel of wat ook al, wat hy krokodil hangertjie om die nek soen hy kus dit. Hy bevoel dit. En dan vir hom of haar lê die krag in hierdie voorwerp, in hierdie hangertjie, hierdie item. En so dink hy, maar dis hierdie ding wat vir my die oorwinning gee, wat vir my voorspoed gee. En so klou ons ook aan ander goedjies wat ons afgode maak. Nou kan ons vanmôre ook baie vinger wys na Israel, wat baie dinge aan betref. Veral as ons vanmôre praat oor hulle wederstrewigheid, en hulle ongehoorsaamheid, en hulle hardnekkigheid, en al hierdie negatiewe dinge. Maar dan moet ek en jy gaan erken, ja, ons sien dit ook. Ons sien dit in ons eie volk, ons Afrikaner volk, in die geskiedenis, tot op hede, tot op ons dag, in ons dag. Ons sien dit. Wederstrewigheid, hardkoppigheid, ongehoorsaamheid in die Here, dis deel van gesinne, van huisgesinne. Gaan kyk maar, gaan hoor maar. Dis deel van families. Dis aan ons midde. En so slaan dit oral in geslagte uit. En weet jy, in ons dag sien ons mense is nie eers meer skaam daaroor nie. Israel het hier daarom nog tot skuldbelydenis gekom, maar in vandag se tyd, so baie mense wat nie eers tot skulderkenning en skuldbelydenis kan kom nie, want alles draai mos maar net oor die mens. En menseregte en die mens is altyd reg. Die mens van vandag soek 'n God wat by hulle pas. Hy moet so en so. Hulle soek 'n God wat na hulle pype dans. En daarom kan mense nie meer kom tot eerlike verootmoediging voor God. Want mense sien nie meer kans om nederig voor hom te gaan buig, die knie voor hom te buig en skuld te erken nie. Hulle pak, dis nog erger, hulle pak die skuld op God. Het jy dit al gehoor? Daar waar dit hulle skuld is, dan draai hulle dit om, dis God. Die verwyte, maklik sê hulle, maar hy versorg nie goed genoeg nie. Hy keer sy rug op ons. Hy luister nie meer na ons nie. Hy gee nie meer regtig op oor. Hy gee nie meer regtig om nie. Hoor dit elke dag. Ons lees daar in Numeri 14. Jy kan dit ook gerus gaan lees. Numeri 14. Die volk natuurlik opstandig daar oor hierdie goeie, positiewe berigte van Caleb en Joshua. Hulle wil hulle stenig, want hulle wil dit nie hoor nie. Hulle wil nie hoor, ons kan die reuse gaan aanvat nie, nee, hulle is bang. Hulle glo nie die Here kan hulle help nie. Daarom het die Here ingetree en hy wou die volk, as jy daar gaan lees sien, hy wil hulle uitwis. Uitdelg, laat daar niks oorbly nie. Behalwe Joshua en Caleb, Moses sekerlik en Aaron. En so het Moses ingetree en by God gepleit om vergifnis. Daarom God was hulle genadigheid, nie een klap sê die volk heeltemal uitgedelg nie, maar almal 20 jaar en ouer sou wel een of ander tyd daar in die woestyn omkom. En daardie sou om nie die land Kanaan binne te gaan nie. En God het by sy woord gehou. Net Joshua en Caleb sou daardie voorreg hê. Daarom ook in daardie selfde Numeri 14 kry ons sulke waarwoorde van God. Waarwoorde vers 18.
Luister mooi wat word van die Here daar gesê. Die Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly. Daarom my broer en suster, die straf wat ek en jy verdien, ons verdien het deur en deur. Die straf deur die sondeval, die erfsonde, die sondes wat ons steeds begaan. Ek en jy verdien die ewige helse smarte. Maar dank God vir sy wonderlike genade, sy verlossingsplan van liefde, van lankmoedigheid, goedertierenheid. Dis net die sondelose Jesus Christus, wat hier die skuldbrief van ongehoorsaamheid en wederstrewigheid en hardnekkigheid daar aan die kruis op Golgotha kon vasnaal, kon vasspyker en sodoende uitdelg en uit die weg ruim. Kolossense 2 vers 14. Daarom moet ons sê, Christus het die straf wat ek en jy verdien, het hy volkome aan die kruis gedra. En net hulle wat hulle geloofsoog op Christus vestig en onwrikbaar glo wat hy aan die kruis op Golgotha vir ons bewerkstellig het, sal gered word. Net hulle sal die ewige lewe beerf. En my broer en suster, deur sy krag, deur sy gees, gee hy vir ons die krag, die geloofskrag en die veggees teen al hierdie bose dinge. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir u woord. U wat vanmôre weer met elkeen van ons praat. Ons wat op baie maniere ongehoorsaam en wederstrewig is, maar ons eie pad wil loop en nie wil luister. Daarom kan ons maar net sê, Here, ons sondig. En ons bid om u genade. Dankie vir ons verlossing deur Jesus Christus. Dankie daarvoor, ons loof en prys U in sy naam. Amen. Gesang 284. Ons gaan daar die tweede en die derde vers sing. Vers 3 sê, Gods dade is volmaak en goed. Skink hy my lydensbeker, word selfs die bitter eintlik soet. En eens verstaan ek beter, dit was sy wil. Dan bly ek stil. Op hom is my vertroue. By hom is ek behoue. Kom ons sing vers 2 en 3, gesang 284.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.